Kyk, dit is 'n spektakulêre mooi dag hier in Langebaan. Maar ons het gesels met Michelle van Madeleine Ingelyf oor eiendomme. Die verkoop en die koop en die registreer en al daai prokurele goeders wat jy moet doen. So ja, kom ons luister 'n bietjie hoe Anita met haar gekuier het oor dit. Goeiemiddag julle in en nommers. Ons kuier vanmiddag hier in Vredenburg by Grace Eatery reg oor kan die Vredenburg Hoërskool in Skoolstraat en by my sit 'n baie oulike en aanvallige kliënt wat werk vir 'n prokureur. Sy is tans by die Durbanville kantoor, Michelle Smit. Hallo. Hallo Michelle, baie dankie dat jy so ver gekom het om met ons te kom gesels. Dis 'n groot plesier. Jy werk vir Madeleine Prokureur. Wat doen hulle alles? Wel, Madeleine Ingelyf het kantore in Durbanville, Vredenburg en Langebaan. Hoofsaaklik fokus ons op aktes of aktebesorging, maar ons doen litigasie, soos uitsettings en algemene litigasie, familiereg, baie boedels. En dis maar hoofsaaklik waarop ons fokus. Nou, fantasties. Nou ek het by hulle uitgekom tydens die tyd wat ek my huis gekoop het hier aan die Weskus. Julle het vir my gehelp met die registrasie van die huis. Kan jy net gou vir ons kykers net 'n vinnige oorsig gee van die proses en die tyd daaraan verbonde? Want mense dink ons koop vandag 'n huis en môre is op ons naam en ons bel die prokureur op. So party mense, ek bly sê dit, want party mense dink dit vat baie langer as die gegee tyd. So kom ons stel dit so, as jy 'n koopkontrak geteken het, dan kan jy min of meer dink dit gaan 3 maande vat tot registrasie, totdat die nuwe koper oordrag neem. Tydens daai proses word daar natuurlik 'n klomp dokumente aangevra van die partye, die koper en die verkoper. Die agent se kommissie word uitgewerk of al die sertifikate van die agent word aangevra. Die kansellasiesyfers word aangevra by die banke. As daar 'n verband oor die eiendom huidiglik geregistreer is. Daai syfers word vir ons gegee. Ons wag vir die nuwe verband goedkeuring indien dit van toepassing is. So daai proses op sigself vat omtrent 'n maand en dan natuurlik die sertifikate van die munisipaliteit vat omtrent 2 weke. So min of meer 3 weke is wat dit vat tot registrasie, maar ook nadat mense die sertifikate alles in plek het, so jou COC's en Homeowners Association consents, daai tipe ding, dan dien ons dit in by die aktekantoor saam met al die ander firmas wat ook daar betrokke is, soos die verband kansellasieprokureur en die verband prokureur en dan jou transportprokureur. As ons dit indien by die aktekantoor, kan dit omtrent so 2 weke vat tot actual registrasie, want daar gaan 'n ondersoeksproses ook gepaard met die hele ding. Sê vir my, ons het 'n geval gehad plaaslik dat mense nie ons plaaslike prokureurs wou gebruik nie en hulle wou Pretoria of Johannesburg se prokureur gebruik het en ons het gesien dat daar 'n bietjie probleme ontstaan het. Natuurlik. Vertel bietjie vir ons kykers, hoekom is dit so belangrik dat ons die gekwalifiseerde spesialiste in ons omgewing moet gebruik om daai goed te doen? Wel, aktes op sigself is 'n gespesialiseerde gebied, so jy moet 'n ekstra kwalifikasie hê. Jy moet 'n gespesialiseerde prokureur wees om transaksies te kan doen. Nou sodra jy 'n ander prokureur vat van 'n ander provinsie byvoorbeeld, die aktekantore se reëls is nie heeltemal dieselfde nie, so wanneer hulle dokumente opstel vir gebruik in ons aktekantoor, mag daar dalk foute inglip, want hulle is nie gewoond aan ons aktekantoor se proses en hulle ondersoek wat sou mens nou noem, dit waarna hulle uitkyk nie. So dit op sigself is 'n probleem. Dan tyd is 'n probleem, want daai oorspronklike dokumente by die ander provinsie prokureur moet eers by ons uitkom en dan natuurlik moet ons dit nagaan en dan moet die partye ook die goed onderteken wat dan ook 'n logistieke probleem kan veroorsaak. So dit vat langer en dan mag 'n hele paar foute inglip en hulle mag ook dalk nie die sisteme hê wat ons het wat jou in verbinding tree met die munisipaliteite nie. So die prosesse verskil tog van provinsie tot provinsie. En ons het genoegsaam gespesialiseerde mense plaaslik om daai werk te doen. Absoluut, ja.
So is oortollig van hulle. Ja, jy sê, hier is natuurlik baie ontwikkeling nog steeds aan die gang in die Weskus. So julle hanteer seker 'n redelike klompie werk met die koop en verkoop van eiendom as sulks. Ja, ons het 'n hele paar ontwikkelings wat ons oopmaak en registreer vir die ontwikkelaar. En dan noodwendig baie van daai transaksies of die oordragte hanteer ook, want wanneer jy alles in een pool het of by een prokureur, dan is dit makliker om die administrasie daarvan glad te laat verloop. Ja. So ons is definitief baie ten gunste van die ontwikkelings wat hier plaasvind. En sê vir my, die kostes verbonde aan as jy nou koop, is dit 'n gestandaardiseerde koste? Jy kan nie by een prokureur minder betaal as by 'n ander prokureur nie. Dit bly dieselfde. Daar is voorgeskrewe fooie. Ja. Wat die Law Society, die Legal Practice Council voorskryf. So afhangend van die waarde of die koopsom van die eiendom of die verband wat geregistreer word, is daar 'n glyskaal en volgens daai glyskaal is daar 'n sekere fooi wat ons moet vra juis om kompetisie regverdig te maak. Ja. Maar dit kan gebeur dat mens afslag vra of kliënte afslag vra en dan afhangend van wat die situasie is, kan dit tog gegee word. Ja. So, En dan het jy vir my gesê julle doen so 'n bietjie litigasie ook. So jy kan van die huurders ontslaa raak wat nie betaal nie. Op 'n wettige manier. O ja. ons en dit gaan aan beide kante toe. Partykeer is daar verhuurders wat ook 'n bietjie geniepsig raak en kom die huurders en vra vir hulp. So ons doen verskriklik baie uitsettings. Dit is rife op die oomblik. Mense vat ongelooflike kansse en die paaiwet is ook op hierdie stadium so ontwikkel dat dit amper teen die verhuurder begin tel. So die proses wat daaraan verbonde is verskriklik tydsaam en frustrerend vir die verhuurder wat 'n huurder wil uitsit. Of natuurlik hier inkomste vooreis. Ja, dit is 'n probleem wat ons nou in die oë staar in die laaste tyd. Wat ek nou nog wou vra, indien ek my huis verhuur en my verhuurder het my huis gevandaliseer, is Madeleine prokureurs die prokureur om te besoek? Absoluut. Ja. Hoe loop daai proses? Dit is 'n bietjie ingewikkeld. So die proses om 'n gevandaliseerde huis, vra jy dan nou, moet dit herstel word? Wil jy die geld terugeis? Wat wil die verhuurder nou, die eienaar, hy soek nou 'n prokureur om hom te help, want nou hy kan niks doen met hierdie huis nie, hy kan hom nie weer verhuur nie, hier's 'n klomp skade aangerig. Sjoe, ek hoop dan ons 'n deposito op trust, of in 'n rekening. Dit gaan, dis 'n baie moeilike antwoord om te gee, want daar's verskillende prosedures en is baie reëlvas. So dit gaan afhang of daar 'n geskrewe huurkontrak in plek is. Dit gaan afhang van die deposito wat op trust lê. Dit gaan afhang van wil die eienaar die persoon uitsit of wil hy net sy geld terug hê of wil hy net die skade kan herstel. So dis moeilike antwoord te gee. Mens moet baie gedetailleerd in dit ingaan. So dit is elkeen gaan uniek wees. Elke situasie is uniek. Party uitsettings vat 'n maand. Touch wood. Of dit kan amper 'n jaar en 'n half vat in sommige gevalle. Dit hang af hoe die partye saamwerk. Ja. Daar's nou nog iets wat jy genoem het wat ek ook in die laaste tyd gehoor het wat nie gedoen word nie. 'n Deposito moet in 'n trustrekening inbetaal word. In 'n rentedraande rekening. Ja. Daai rente wat oploop tydens die huurtermyn moet terugbetaal word saam met die deposito indien daar nie skade is wat verhaal moet word nie aan die huurder binne 14 dae na die verstryking van die termyn. Ek moet vir jou sê, my persoonlike ondervinding met Madeleine ingryp was absoluut fantasties. So, dis 'n pluimpie na julle kant af. Nou ja, julle, ek het nou lekker met haar gekuier en ek hoop dat ons vir elkeen van julle wat gekyk het, 'n bietjie meer duidelikheid gegee het oor die proses van verkoop en koop van eiendomme en hoe hierdie proses uitgerol word. Dit is nie 'n oornagproses nie. Nie vir die koper nie en ook nie vir die verkoper nie. Maar Madeleine ingelyf in Vredenburg en dan nou in Durbanville. Ek weet nie waar julle oor ons kantore nie. Ons het ook 'n kantoor in Langebaan. In Langebaan. Nou ja, hulle is definitief die mense wat ons gebruik hier aan die Weskus. Moenie jou prokureur in Pretoria gaan sien nie of in Standerton, dit gaan nie werk nie.
Baie dankie Michelle. Ek waardeer dit dat jy hiernatoe gery het om vir ons bietjie met ons te kom gesels vanoggend. Dis 'n groot Ons het dit baie ek dink ek het baie geleer. O, ek's bly. Mooi loop julle.